Ons lees nou uit die woord van die Here, die bekende gelykenis van die verlore seun. Dit is Lukas 15 vanaf vers 11. Nou hierdie gelykenis is hier saam met twee ander, die gelykenis van die verlore skaap en die van die verlore muntstuk, dan die gelykenis van die verlore seun. Dit is gelykenisse wat die Here Jesus spesifiek tot die Fariseërs gerig het, en daarom is dit ook belangrik. Dit is in my Bybel op bladsy 108 vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goud tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer, en hy sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger, trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom, laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep die een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, die broer het teruggekom, en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam. My het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Ons fokus ons aandag by vers 14. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly, en dan lees ons van sy bekering en dan vers 23
Die blydskap van die Vader wat die vetgemaakte kalf slag. Vers 24, hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore, ek het hom teruggekry. Ons weet dat sukses in die lewe van baie keuses afhang. En ons jong mense staan ook nou weer voor keuses. En daar moet belangrike besluite geneem word. Ons jong mense het nie altyd die ondervinding, want ondervinding kom baie keer deur verkeerde besluite. Dan dit is die een aspek wat uit hierdie gelykenis van die Here Jesus na vore kom. Tweede aspek, en daarom het ons gewys wanneer Jesus hierdie gelykenis vertel het. Tweede aspek is ons mense kan nooit 'n gevalle sondaar verag nie. En dis wat die Fariseërs gedoen het. Hulle het Jesus verag omdat hy met tollenaars en sondaars iemand soos hierdie wat beskryf word in die gelykenis, omdat hy met hulle iets te doen gehad het. So praat die gelykenis ook met ons, want die Fariseërs was kerkmense. En hulle het gedink hulle is beter as die een wat geval het langs die pad. Maar eintlik is hierdie gelykenis 'n gelykenis wat die probleem van die hele mensheid na vore bring. Wie se skuld is dit dat hierdie jong man moet varke oppas? Dis sy eie skuld, sy eie keuse. Hy het die liefde van 'n liefdevolle Vader op sy geskuif. Ons kan nie God blameer wanneer ons verkeerd loop nie. Hierdie gelykenis praat juis van die liefde van die Vader, en baie mense sê dis eintlik die opskrif wat dit behoort te wees, nie die verlore seun nie, maar die liefde van die Vader. En Jesus gebruik juis hier die beeld van 'n pa of van 'n vader, terwyl hy in baie ander gelykenisse ander voorbeelde van 'n koning of van 'n regter, maar hier is dit juis die besondere liefde van 'n vader wat na vore kom. 'n Vader, en so is baie van ons ouers miskien ook, as ons nou kinders die wêreld moet instuur, ons ken die lewe. En ons weet watter gevare daar is. En so beskryf Jesus ook hoe dat hierdie seun na sy pa toe gekom het en sy pa se hart as dit ware seermaak deur te sê, maar hy wil nou uit hierdie liefdevolle huis weggaan. Hy wil sy eie heil gaan soek. Soos met baie van ons jong mense nou sal gebeur waarskynlik. Nou is dit interessant, ons het nou na die matriekuitslae oor die radio gehoor hoe mense onderhoude voer met ons jong mense. En baie praat oor wat hou die toekoms in en wat gaan jy studeer met al jou mooi uitslae. En toe het iemand dit nogal genoem, dat baie van die hoogste presteerders kies ook die beroepe wat lyk of dit ook die hoogste inkomste sal gee. Want ons wil die beste hê. Maar ons moet net pas op ten koste waarvan. Kan dit dalk wees dat ek my werk nie as 'n roeping van die Here sien nie, maar 'n manier om soveel genot as moontlik uit die lewe te kry. Want dis wat hierdie man gedoen het, hierdie jong seun of jong man. Hy het sy erfporsie gekry en hy wou net eenvoudig die lewe geniet. Maar die Vader weet, en ek weet, dat geluk is nie te vind daar waar alles maklik gaan en waar jy maar net plesier kan hê nie. Dit sê die woord ook vir ons. Vreugde
is in die Here, in die huis van die Vader te vind. Nou gaan hierdie jong man, en in plaas van by 'n liefdevolle vader te dien, en baie van ons jong mense, in plaas van 'n liefdevolle vader te volg, sê ons, nee, nou wil ek vry wees, nou wil ek maak soos ek wil. Dis die een aspek wat baie duidelik tot ons spreek. En dan is die ander aspek het ons gewys, hierdie gelykenis het die Here vertel vir fariseërs om te hoor. En ook vir hulle word die liefde van Christus uitgespel. Want ons sal later sien in die optrede van die ouer seun, dit sou 'n preek op sy eie kon wees, maar in hulle optrede dat hulle geen mens amper gun om die Here in sy lewe te leer ken nie, veral nie iemand wat so diep geval het in die sonde nie. So hulle het geen teken getoon dat hulle die liefde van wat hierdie Vader vir gevalle mense het. Al sê hulle dat hulle volgelinge van die Here is, die fariseërs, hulle het geen blyke van hierdie liefde gegee nie. Ons sien dus in hierdie gelykenis die regverdige Here wat sonde straf, maar hy is ook barmhartig. Dit bewys die Bybel tog vir ons. Dit het ons in hierdie Kerstyd gedenk. Die Here het sy seun gestuur na hierdie diep gevalle mensdom, ek en jy, omdat hy weet hoe verlore ons is. Die Vader se pyn oor 'n wêreld wat verlore is. En hier sien ons ook die Vader se pyn as het ware oor 'n kind se keuse. En dis die keuses wat die mensheid elke dag doen. Adam en Eva het al begin daarmee. Toe hulle die Here se liefde in die paradys ervaar het, toe wou die Satan aan hulle meer voorhou, ander vreugdes, sonder God. Want hy sê vir hulle, julle sal soos God wees, as julle ongehoorsaam is aan die Here. En so raak die paradys as het ware verlore. Hierdie jongman is ongehoorsaam, kan ons sê, aan dit wat hy beleef het in sy vaderhuis. Hy kies 'n pad wat sy vader ook weet vol gevare is, maar hy doen dit. En so ervaar hy dan die vernietigende werking van die sondes. En dis tog wat Paulus ook vir ons sê, as ons eie hart, net ons eie hart, en nie 'n veranderde hart wat die Here ons wil gee nie, as ons dit wil volg, dan sal ons vasloop. Ek ken Paulus se uitdrukkings oor homself, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek. Dit gebeur, ja, hierdie man miskien, het klink amper of hy self gekies het vir die kwade, maar dit is 'n boosheid wat in ons almal lê. En as ons sonder die Here die toekoms ingaan, dan sal dit so uitloop. En dan beeld Jesus se gelykenis vir ons die afval en die vreeslikheid van die sonde uit. Ek het dit so baie keer in die gevangenis ook ervaar, waar ek bediening gedoen het. Hierdie man verloor al sy vriende. Ons praat mos van mooi weers vriende. As die geld op is, as al die vreugde verby is, soos iemand wat die lotto gewen het, dan as daai geld op is die vriende ook weg. Ek het soms in berading met gevangenes, dan vertel hulle vir my hoe die vriende hulle verlei het. Die eerste vraag wat jy dan vra, nou waar is die vriende nou? Nee, maar hulle het my gelos. Dit ervaar hierdie jong man nou, as dit nie meer goed gaan nie, dan om te kan bly leef, sou hy hom tot diefstal moet wend. Want die Bybel sê, hy wou hom graag vul met die peule wat die varke eet. Maar dis nie vir hom gegee nie.
die beeld van 'n tussen die varke wees, weet vir 'n Jood hoe onrein dit was. Selfs die Fariseërs wil nie aan so 'n man raak nie. Dis wat hierdie gelykenis, wat hierdie konteks vir ons sê. Want die mense het vir Jesus uitgekry, jy eet by tollenaars. Jy het tyd vir straatvroue. En so is hierdie man dan op die einde van sy pad, van sy eie keuses. Maar dan sien ons ook God se genade. Dit is ook ons lewens in 'n neutedop. Die Here is 'n God wat lief het. Dan beskryf die Bybel, dis asof hierdie pa gestaan en wag het. Hy het hom van ver af sien aankom, as hy dan terugkom. Maar hierdie kind moes eers tot berou kom. En dit het ook nie gebeur, kan ons sê, by die Fariseërs nie. Hierdie kind het besef, ek moet teruggaan, en al het ek alles verloor, om by my Vader te wees, is die beste. Maar 'n mens gaan soek nie die geneesheer as jy nie weet jy siek nie. En dit is die implikasie vir Jesus se Fariseër hoorders. Julle dink julle is nie siek nie. Julle dink julle het God nie nodig nie. Daarom sal julle nooit uit julle ellende opstaan en teruggaan na die Vaderhuis nie. En dis 'n gevaar wat gelowige mense ook in die gesig staar. Dat ons so tevrede word dat ons deur die Here geseën is, dat ons nie meer ons sonde raak sien en elke dag bely, Here, sonder U is ek niks. En sonder U sou ek ook niks in die lewe gewees het nie. Dis wat hierdie jong man besef. Hy weet, hy moet sy berou voor sy pa gaan betuig. En hy sal na sy vader toe moet teruggaan. So sien ons God se liefde in hierdie man se lewe tel selfs tydens die regverdige straf wat hy moet dra vir sy eie keuses. En nou is die kontras juist dit, dat Jesus het met die Fariseërs gepraat en hy het gesien waar hy in Jerusalem op pad is, dat hy op 'n afgrond afstuur, dat die Fariseërs hulle in 'n verkeerde rigting lei. En dan sê Jesus op 'n keer, ek wou julle bymekaar bring soos 'n hen haar kuikens, maar julle wou nie. Hulle het nie gekom by hierdie punt waar hierdie jong man was nie. Hulle het vergeet dat ook hulle opgetel is uit die modder van die sonde. En dat net God se genade van elke mens maak wat hy is. Want daar's niemand nie, sê Paulus, wat nie sondig nie. En watter groter bewys is daar dat God ons lief het en dat hy soos 'n vader kyk, wanneer sal ons terugkom? Dat hy sy seun laat sterf het aan die kruis. Dat Jesus selfs gebid het vir hulle wat hom gekruisig het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. God se liefde praat uit hierdie verhaal. Maar ook die ondankbaarheid van die mens, en ons verwys net daarna, dat die oudste seun sê, nee wat, om so iemand by jou terug te ontvang, dit pas nie by my status in hierdie huis nie, want ek is die ontvanger van al die gawes. Dit is die boodskap wat daar gerig word aan die Fariseërs. Het julle nie barmhartigheid, soos julle Vader barmhartigheid gehad het, oor mense soos hierdie seun nie, en dit is eintlik elkeen van ons. Hier is 'n boodskap vir ons jong mense, onthou as jy die lewe ingaan, die liefde van die Vader moet saam met jou gaan. Dit is 'n boodskap vir elkeen van ons, onthou as jy 'n gevalle sondaar sien, dit kon jy gewees het.
Moenie soos die oudste seun wees, soos daardie fariseërs wat gedink het, ons is beter as ander mense. Kyk hoe voorbeeldig is ons. Nee, God het ons almal lief gehad soos daardie gevalle seun. En elke dag in ons daaglikse bekering moet ons besef, as ek nie die Here se genade in my lewe gehad het nie, dan was ek verlore. En dit wat ek verkeerd doen, dit moet ek bely en ek moet sê, ek wil teruggaan na my Vader, want hy is die een wat ek seermaak. Hy is die een wat my lief het. Hy is die een wat sy seun vir my gestuur het, om vir my sonde te sterwe en te betaal. Kom ons onthou dit, elke dag van ons lewe. Amen.